Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat God se woord steeds vir die enigste fondasie is van alle waarheid. Nou in vandag se video, 'n baie omstrede, baie kontroversieel, is die God van die Bybel en Allah dieselfde God. En glo dit as u wil, daar's baie Christene wat glo dat dit die geval is. Ons gaan vandag kyk na 'n paar van die leraars. Daar is heel waarskynlik baie meer van hulle, maar die groot probleem is, hierdie mense sien nie die verskil raak tussen die God van die Bybel en die sogenaamde God van Islam, Allah nie. En ons gaan vandag vir 'n paar videoklips speel, ons gaan alles bespreek in die lig van die skrif, en ons gaan kyk na daardie verskille tussen die God van die Bybel, die God van Abraham, Isak en Jakob, en die God van Islam, Allah. Wat is die wesenlike verskille wat daar is? So kom ons spring dadelik weg. Do Christians and Muslims worship the same God? A recent Twitter discussion between Mike Winger and Neil Shenvi has brought the question back to the forefront as we look at others who have stated something quite similar in Hillsong's Brian Houston, former SBC President J.D. Greear, and even in the Catechism of the Catholic Church. Nou ja, soos ek gesê het, daar's baie meer van hulle. Perry Stone is ook een van die wat op die lys bygevoeg is. Ons gaan kyk wat hy te sê daaroor. Maar die vraag is dit misleiding of is dit net bloot onkunde? Of is dit dalk 'n doelbewuste dwaling wat voorkom? Dat mense glo dat dieselfde God, dat Allah en God van die Bybel presies dieselfde God is, net met verskillende name. En daarom gaan ons gaan kyk, wat is die wesenlike verskille? En dan gaan jy duidelik sien dat dit nie dieselfde God kan wees nie. Kom ons gaan kyk. Goed, wat is die verskille tussen Yahweh en Allah? Yahweh of Elohim, dis die God van die Bybel. Kom ons gaan kyk na die eerste een. God's only begotten son is Jesus. Allah has no begotten son. In die islamitiese geloof glo hulle nie dat God 'n seun gehad het nie. Met ander woorde, dat Jesus selfs 'n baie goeie profeet was, en soos wat Mohammed was, maar hy het geen seun gehad nie. Ons weet, die woord van God leer duidelik, dat Jesus is die eerstgeborene, die seun van God, hy is God homself. En dan, God made salvation available by sacrificing his son and promises salvation by grace to those who believe. Allah sacrificed nothing and only saves if sufficient works are done. Hulle glo dat redding kom deur sekere werke wat jy moet doen, maar die God van die Bybel, dis alleen deur geloof in die seun van Jesus Christus. Ons gaan kyk na die derde ene. God's Christ paid for the sins of mankind. Allah paid for nothing, and all men pay for their own sins. Hulle glo elkeen gaan vir sy eie sondes betaal, maar hulle glo nie aan die volmaakte en afgehandelde werk van Jesus aan die kruis nie. So hulle glo glad nie daardie waarheid nie. Die vierde gedagte, God's salvation is through God's Christ's work. Allah's salvation is through people's works. Absoluut deur die werke van mense. Die volgende ene is God's book, dis die Bybel, is very different from Allah's book. They contradict each other, so they cannot be both be the truth. For example, the Bible says Christ was resurrected from the dead. The Muslims reject that as a lie. So hulle glo nie in die opgestane Jesus nie, en daarom is dit vir hulle leuen. Dit is onmoontlik dat hierdie twee dieselfde God kan wees. God says his son is the way, the truth and the life. Allah says Christ is only a messenger. En dan kyk ons na die laaste gedagte, die mees belangrike. Jesus is divine. He is God Almighty. Allah reject this truth. En dit is 7 van die verskille wat daar kan wees. Nou die vraag is, hoe kan mense, en selfs in die Christelike geloof, is daar leraars wat werklik kan glo dat dit dieselfde God is? Nou kom ons gaan begin by die paus. Wat sê die paus? Wie is die God van Islam en die God van die Bybel? Pope Francis sê, this week Muslims and Christians have the same God. En dit is geen wonder dat hulle so maklik hande vashou en dat selfs die paus die Koran gesoen het nie. En dit is
wat hierdie mense glo. Dit is die vermenging wat daar is. Hulle glo absoluut dis dieselfde God. 'n een wêreld godsdienst is nie kom, en dit is besig om plaas te vind vlak voor ons oë. Kom ons gaan luister na Good Fight Ministries, Joe Schimmel en Chad. Kom ons gaan kyk wat het hulle te sê oor die volgende man, J.D. Greer. Kom ons gaan kyk. The former SBC president, J.D. Greer, who says this, quote, Muslims worship a different God than Christians do. Muslims claim to worship the God of Adam, Abraham, and Moses. Most missionaries find it therefore helpful to use the Abrahamic term for God, Allah, meaning the deity, to refer to God, and to explain that the God Muslims believe in, the God of the prophets, was the God also present in bodily form in Jesus Christ, and the one worshipped by Christians for the past 2 millennia. You might ask, but isn't the Islamic God so different from the Christian God that they cannot properly be called by the same name? Aren't we worshiping 2 different gods, believing wrong things about God, and worshiping him incorrectly doesn't mean one is worshiping a different God? Now, Joe, I have to take some umbrage from that. I have to look at that and say, you are just emphatically incorrect. Nou ja, dit is hierdie man, J.D. Greer. Hy het geweldige kritiek ontvang oor sy claim dat die moslems en die christene dieselfde God aanbid, en tog hierdie mense tref nie die onderskeid as hulle gaan kyk wat die woord van God leer, wat die Koran leer, en dan sien nie die verskille daarin nie. En dit is baie ernstig, veral as dit gaan aan die Christelike kerk, die liggaam van Jesus Christus, waar mense nie hierdie dwaal leer kan onderskei nie, dat daar is geen moontlikheid dat dit dieselfde God ooit kan wees nie. En dis baie, baie duidelik. Kom ons gaan kyk wat sê Brian Houston, 'n man van Hillsong, Australië, en hy het op 'n stadium hierdie woorde kwyt geraak. Kom ons gaan luister. In the same desert, they both find what they're looking for. You know, take it all the way back into the Old Testament, and the Muslim and you, we actually serve the same God, Allah to a Muslim, to us Abba Father, God. And of course, through history, those views have changed greatly. Nou dit is die uitspraak van Brian Houston. Sy siening is baie duidelik en tragies om te kan sê dat hierdie 'n leraar in die sogenaamde Christelike kerk is en was. En tog kan hierdie mense wat sê dat hulle die Heilige Gees het, dat hulle nie hierdie onderskeid kan tref om te sien dat dit 'n dwaal is, 'n dwaallering is, dat dit dieselfde God ooit kan wees nie. En dan sit daai mense en luister na hom, en nie een van hulle staan op en sê, maar dit kan nie wees nie. En dit is absoluut baie, baie skokkend. Nou goed, kom ons gaan kyk na 2 videoklips van Perry Stone. Ons gaan kyk wat hy sê en daarna gaan ons dit bespreek. Now, let me say up front that in the religious world, and I hate to use that term, but let's say it another way, among the 3 monotheistic religions, which is Judaism, Islam, and Christianity. What do I mean by monotheistic? They believe there is one God. We believe in God. The Jewish people believe in God. The Muslims use the Arabic word Allah. The Hebrews use the word Adonai. They use Hashem. They use Yahweh, all speaking about the same God, because they don't try to pronounce the sacred name of God, Yud He Vav He, in the Hebrew language. Christians will call him the Lord God, the Almighty, speaking of the same person. Now, among the 3 monotheistic religions, there are also elements of prophecy. Now, the Christians have probably more prophecies in their repertoire than, of course, the Jews or Muslims. Here's the thing you all got to understand. All you men in the Middle East, you are related. You're either through Esau or you're through Ishmael. They are brothers of Jacob and brothers of Isaac. So you've got to understand, this is a family feud. You need to quit feuding. You need to get together for your children and grandchildren's sake. Nou ja, dis die woorde van Perry Stone, en is hy ook vasgevang in hierdie misleiding, want aan die begin van die eerste video sê hy duidelik dat
Daar's 3 gode, elkeen van hierdie gelowe glo daar's een God, maar elkeen gebruik net 'n ander naam. Vir Allah is dit die Hebreëse naam, natuurlik Allah wat God beteken, en dan is dit die Jode wat Adonai en die Christene gebruik het natuurlik as Abba Vader, dieselfde God, en dit is nie dieselfde God nie. En teen die einde van sy video sê hy dat hier mense in die Midde-Ooste is almal broers. Hulle is broers van natuurlik Isak en Jakob, en almal is tog maar dieselfde. Daar is nie 'n manier dat hierdie dieselfde God kan wees nie. En baie duidelik is dit wat hierdie leraars glo. En daarom moet 'n mens baie versigtig wees na wie jy luister, wie se woord jy vat, en dan gaan kyk wat die woord van God leer. Dis tog baie duidelik. En die groot verskil is Jesus Christus, die seun van God wat gekom het om vir ons sondes te sterf, terwyl Islam, die islamitiese geloof, dit totaal en al verwerp. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie onderskeid sal tref en seker maak dat ons sal weet wat die verskille is tussen die God van die Bybel en die God van Islam, Allah. Nou ja, kom ons sluit af. Is dit dieselfde God wat aanbid word? Dis baie duidelik uit die agtergrond en die verskille dat Christene en moslems nie dieselfde God aanbid nie. Dit kan ons baie duidelik sien in die verskille waarna ons net gekyk het, en tog is hierdie mense baie adamant en duidelik oor hulle siening dat dit wel dieselfde God kan wees, en daar is waarskynlik baie meer leraars reg oor die wêreld waarvan ons nie eens weet nie, wat dieselfde siening dan ook huldig. Moenie val vir hierdie misleiding nie, dit is nie dieselfde God nie, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van die Christene, die God van Paulus en Petrus, is nie dieselfde God as wat die Islam, die wat in Islam aanbid nie, en dis baie duidelik. Mag die Here ons oopmaak dat ons vir hierdie misleiding sal vlug, en dit sal weerstaan in die naam van Jesus Christus, want dit is nie dieselfde God nie. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.